Net om te sê, ons is lopende digesters. Ja. Ek bedoel, ons verteer kos in ons maag in anaerobiese toestande. So biogas gaan alles oor vertering in die afwesigheid van suurstof. So enigiets wat verteer in die afwesigheid van suurstof, daai mikrobes gaan biogas genereer. En biogas bestaan omtrent uit 60% metaangas wat 'n verbrandbare gas is. So jy het 'n energiebron in die proses. En dit is wat ons wil hê of wat ons kry uit biogas uit. So enige biogas aanleg, of dit nou 'n eenvoudige aanleg soos hierdie is, of dit nou baie gesofistikeerde een is soos wat SA Brouwerye het, is presies dit. Dit is 'n stelsel wat anaerobiese toestande skep en wat 'n manier het om jou biogas wat gegenereer word op te vang, so jy dit kan gebruik. So dit kan baie gaan vir nou een wys wat letterlik, dis net 'n ballon. Dis 'n swart sak met 'n inlaat en 'n uitgat en dis 'n biogas digester. Eenvoudig, baie eenvoudig. Maar daai is seker ook een. So hierdie een is nie 'n digester, dis my spaarsilinder daai. Ja. Maar ek sal nou by hom uitkom. Nou basies wat ons doen is, weet tradisioneel, die oorspronklike digesters is in China. Ek meen China het op die oomblik meer as 17 miljoen digesters. Né? En hulle het hom begin bou met 'n igloo. Hy lyk soos 'n steen wat uit igloo wat uit steenwerk uitgedoen is. Twee probleme daarmee. Jy weet, een is dit word gebou uit steenwerk uit. Dat die oomblik soos ons weet, as jy steenwerk het, hy settle in 'n kraak en jy het gas onderdruk, het jy 'n probleem. Tweedens jou watervlak fluktueer binne in jou digester. Met ander woorde, die gas wat nou tussen jou vloeistofoppervlakte en jou igloo opvang is nie onder konstante druk nie, want jou watervlak varieer. So wat die Indiërs toe gedoen het, hulle doen dit nou die Gobar gas of die floating dome digester. So wat hulle gedoen het, hulle het bo op die igloo het hulle 'n nek gesit. En in die nek het hulle 'n omgekeerde drom gesit. So soos die gas nou genereer van onderaf, begin hierdie drom nou dryf op die gas. En nou het jy nou nie ten minste gas onder konstante druk, maar is nog steeds uit steenwerk uit en nou voeg jy 'n bewegende deel by, van 'n onderuit oogpunt is dit net 'n addisionele probleem. Hierdie digester, dis die Puchen digester, die PEXEN, dis een van die ja, hy Chinees, is 'n gepatenteerde nogals, is 'n Chinese gepatenteerde produk. Maar wat hy lyk soos die Indiese digester, hy het 'n bol aan die onderkant, lyk soos 'n eiebol. Hy het 'n nek en 'n bol aan die onderkant. So dis wat jy hierbo sien is net die boonste nekring. So hy's eintlik 3 meter in deursnee en 3 meter dik. Dis hoe groot ons silinder is. So wat nou uit 'n inlaatmangat en 'n uitlaatmangat. So jy het 'n inlaat en 'n uitlaatmangat en jou digester in die middel en van jou vloer van die inlaatmangat af tot aan die onderkant van die digester het jy 'n groot pyp. So al jou materiaal wat daar ingaan, gaan in die pyp in en gaan direk aan die onderkant van die digester. En jy wil dit nie aan die bokant invoer nie, want dan gaan jy lug inkry. Dis anaerobies, jy wil lug uit die vergelyking uit hout en al wat kos. So en dan is daar weer 'n pyp van die onderkant van die digester af in jou uitlaatmangat. Wat hoe kry jy dit dan uit? Hy's hidrolies gebalanseer. So as jy 'n tuinslang vat en jy sit hom vol water en jy gooi bietjie water aan die kant in, dan stoot hy die water aan daai kant uit. So dis presies hoe hierdie digester uitwerk. So wat jy hier het is jy jou inlaatmangat. So ek het hier op hierdie stadium, dit is rou riool wat hier inkom, plus enige organiese afval wat ek het, gooi ek hier in. Wat jy daar sien is dis nie ek nie, dit is Paramus en ons het 'n pel van my maak biodiesel van ou olies af, van fish and chips plekke en so aan. En die gang wat aan die bokant afskep, is alles vette. Is natuurlik fantasties vir 'n digester. So jy vat absoluut, want jou kalorifiese waarde, jou potensiaal om biogas te genereer uit vet uit is baie hoog. So teenoorgestelde van 'n gewone septiese tankstelsel waar jy vet ten alle koste vermy, want hy kan nie in die grond ingaan nie, dan verstop hy die hele stelsel. Maar dis nou ook jou hele septiese opvangplek. Absoluut. Nee, So hier is jou hele huis. Absoluut. So hierdie is beide 'n rioolverwerkingsstelsel sowel as 'n biogas genereer. So al my kombuisafval, al my gras, al my ek julle het hier by die perdeplase verbygery. Ja. So 2 keer, 3 keer 'n week sit ek 'n krywa vol perdemis hier in. Wat natuurlik so, want die belangrikste ding wat mense moet onthou is dat jou hoeveelheid gas wat jy kan genereer aan die een kant is direk afhanklik van die hoeveelheid materiaal wat jy invoer aan die ander kant. So baie mense bel my, hulle het nou gehoor van biogas. Hulle is 4 mense in die huis. Kan hulle van die grid af gaan met biogas? Nee, jy kan nie. Want ek meen ons het maar produseer maar beperkte hoeveelheid afval op 'n dag, jy weet. So ek is nou op kamera so ek gaan nie sê wat ek gewoonlik sê nie so. Maar jy weet ons so daar is nie genoeg materiaal wat inkom
om regtig ware groot hoeveelheid biogas te genereer in 'n gewone huishouding nie. Maar In 'n dis nou geval net- soos myne. Dis nou net van riool, né? Dis nou net so as mens praat net van riool, maar so die oomblik wat jy op 'n klein hoewe is of op 'n plaas is, waar meeste van die mense is met wie ons werk, het addisionele afval, of dit nou gras is of diereafval is of groenteafval is of baie kombuisafval is. Ons het voorstelle gedoen vir myne wat 'n 800 mense kombuis het. Al hulle afval gaan daarin, gaan al hulle gas voorsien, nou LPG gas vervang. En so aan. Maar kom net terug om net om hierdie ding klaar vir te verduidelik. So al my materiaal gaan hier in. Hy stoot in die pyp af aan die onderkant van die digester uit en hy bly daar vir ten minste 20-30 dae. Die grootte van jou digester bepaal hoeveel materiaal jy op 'n daaglikse basis kan insit. Want jou materiaal moet ten minste 20-30 dae, hang af van wat jy insit, in jou digester bly om ten volle te verteer. As jy dit minder insit, dan gaan hy uitstoot en jy gaan onverteelde materiaal aan die ander kant kry. As jy te veel insit, dieselfde storie. As jy te min insit, ek moet weerspreek daar, jy kan minder insit, dan verteer hy maar net van en jy kry nie so baie biogas uit nie. As jy die regte hoeveelheid insit, dan kry jy maksimale gasproduksie. As jy te veel insit, dan stoot hy eenvoudig die onverteerde materiaal uit. En in baie gevalle, soos jy weet, ons kry dit wat die varkboere, jy weet, dan flush hulle, skielik eendag besluit hulle nou nee, hulle gaan nou hulle varkhokke flush. Dan sit hulle 10.000 liter in die digester en hulle flush al die mikrobes uit aan die ander kant uit. Dan staan die stil en dan gaan staan die stofstelsel. Hoe bepaal jy dat jy Daar's 'n vergelyking. Jy weet, dis gewoonlik 1 tot 40 verhouding. So as jy 100 liter materiaal slurry beskikbaar het op 'n daaglikse basis, maal dit met 40 want jy wil 40 dae hê wat hy moet bly in die digester. So 40 maal met 100 is 4 kubieke meter digester. So as jy 100 kubieke meter insit, het jy ten minste 'n 4 kubieke meter digester nodig. Wat is So dat- die een van jou? As 'n 10 kubieke meter. Goed, en 10 kubieke meter gee dit vir jou, wat gee dit vir jou? Dit hang af wat ons insit, want verskillende materiale gaan vir jou verskillende opbrengste gee. Maar ek het maar dis nou die punt, 'n gewone ou wat nou nie wetenskaplike kennis het nie. Hoe gaan hy nou weet wanneer dit begin het te veel goed in? Ek sal vir jou ons brosjure e-mail wat ons op die skou ook sal hê. Ja, asseblief. Wat 'n baie duidelike uitkenning is. As jy jy hoef niks te weet nie, jy kan jy net hoef niks te weet nie, jy kan lees. Dit is moeilik want daar's nie 'n generiese oplossing nie. Van dit hang af, daar's baie faktore wat 'n rol speel wat gaan bepaal hoeveel gas jy gaan produseer. Wat se materiaal dit is. Hoeveel water sit jy daarby? Hoe warm is jou stelsel? Jy weet want die mikrobes wat biogas genereer, verkies dit om te doen teen 37 liggaamstemperatuur, 37 grade Celsius. So al ons boergrondse kommersiële digesters gebruik ons die hitte van die generator en ons gebruik daai hitte om die digester warm te maak dat ons optimaal funksioneer teen 37 grade Celsius. Dan kry jy maksimale gasproduksie. In my geval werk ek baie effektief dwars deur die jaar. Ek ons hardloop nou al 3 jaar hier. Omdat ek meer as 2 meter onder die grond is, dan het jy 17 grade dwars deur die jaar, winter en somer. Die oomblik wat ek sê vir julle nou ons aan die een gaan wys wat boergrond is wat in 'n sak is, hy werk nie so goed in die wintermaande nie. Want daar dip jou temperatuur op. Ook jy daaglikse fluktuasies. So hy werk, maar hy werk nie so effektief soos hierdie nie. En hierdie een sal nie so effektief werk soos ene wat verhit word nie. So dit is maar alles hier. Daai een kos R7.500, hierdie een kos R35.000. 'n Groot aanleg kos, ons bou nou een vir R7.5 miljoen. So dit hang af wat dit is en wat jy gaan gebruik. So okay, ons kom weer terug hierso. Materiaal gaan aan die onderkant van die digester verteer en wat in my nek van my digester is 'n semi-sferiese fiberglass dome. Hy's onder die water. Daai wateroppervlak daar is dieselfde as die watervlak hier, is dieselfde as die wateroppervlak by my uitgaan. So hier is net 'n deksel. Hier is net 'n los deksel, ja. Onder die watervlak is daaronder. Ons het hom oorlaai nou. So jy kry nou Android weet hy't 'n bietjie te gretig geraak. So daar is nou gewoonlik is dit net 'n vloeistof wat uitkom. Maar hy het hom nou te veel. Hierdie kant ryk, snaaks genoeg, daai kant het jy niks geryk nie. Nee, ek het daai kant gery. Ja, maar nie so erg as hierdie kant. En hierdie kant ryk jy want jy ryk die swelgas wat in die biogas is. Want biogas bestaan. Wat gaan nou gebeur? Gaan dit daarom Hy vloei oor na my ou septiese tank toe. En van daar af vloei dit oor na my wetlands toe en dit kan eenvoudig 90% van jou skadelike patogene is verwyder in die anaerobiese proses. So daai wat daar uitkom is die perfekte organiese kompos en hy's 90% minder skadelik as 'n afvalstof. Maar as hy nou nie te dik
om deur te vloei nie. Ag nee, Hy ek net beroer hom water uit. Dis bykom. net maar nie dis maar net die kos aan die bokant. O, As jy as 'n bietjie roer, dan raak die hele ding weer vloeistof. Maar dit hang af. Jy weet kyk, as jy net suiwer mis of riool, 'n swart riool insit, dan sal hy verteer omtrent 95 tot 98% van jou solides sal verteer in die proses. Nee. Die oomblik wat jy gras bysit of strooi bysit of groenteafval in bysit, hy verteer nie tot dieselfde graad nie. So dan gaan jy begin 'n residuele afsaksel kry aan die onderkant van jou digester. Myne is nou al 3 jaar aan die gang. Dis 3 meter diep. Ek het seker so minder as 100 mm solides aan die onderkant van my digester na 3 jaar. En ek sit baie van die perdestalle se mis in wat saamkom met saagsels. En saagsels verteer feitelik glad nie. So 90% van wat daaronder lê is saagsel. Jy kan nie hou dit hy het te veel lignien in. En die lignien verteer eenvoudig net nie. Jy weet as jy gaan 'n tak of 'n saagsel gaan sit op 'n komposhoop, hy gaan jare vat voordat hy verteer. Maar blare en gras verteer binne maande. Dieselfde proses is dieselfde. So jy kan nie saagsels en seker jy het strooi insit. So die oomblik die groot geheim is om dit so fyn as moontlik te maak sodat die mikrobes 'n groter oppervlakte het om op te verteer. Ja, so gras wat jy met 'n grasnyer sny is eintlik ideaal. Dis ideaal, maar jy maak eers van hom kuilvoer. Jy maak eers van hom kuilvoer. Jy sit hom onder 'n seil, maak hom nat, sit hom onder 'n seil, maak van hom kuilvoer. Dan is hy klaar, maar as jy gras insit, dryf hy bo. So twee voordele van kuilvoer. Kuilvoer, jy kan hom dan hou dwars deur die jaar en jy kan stelselmatig invoer soos jy hom gebruik. Baie van ons boere doen ons 'n voorstel en sê plant 'n paar hektaar mielies. Veral as hulle net 'n enkel afvalstof het. Sê maar net varkmis het of net hoendermis het. Dan sê ons plant 'n paar hektaar mielies in en ons maak kuilvoer van die hele oes. Die hele oes. Sit hom onder 'n seil en jy kan hom stelselmatig op 'n daaglikse basis kan jy hom invoer. En jy verminder die mengel want dit is baie keer baie moeilik of baie moeiliker om 'n biogas digester te laat werk as jy net een tipe afvalstof het. Want jou mikrobes is soos jou maag, hy verkies 'n variëteit in sy dieet. Hy wil nie net een ding hê nie. Oomblik as jy net druiwe eet,